Baie welkom by vanoggend se Jakes Gerwel gesprek hier by die Suidoosterfees. My naam is Mia Spies en in samewerking met Netwerk 24 doen ons hierdie gesprekke en is my so lekker om vandag weer te gesels met Zelda Legrandsie. Baie welkom Zelda. Dankie Mia, baie dankie vir die uitnodiging. Media 24, Netwerk 24, almal wat hier, al die bekendes in die gehoor. Het is baie spesiaal vir my om hier te wees, want soos jy weet, was professor Jakes Gerwel vir my soos 'n tweede pa gewees. So ek het vroeër vanoggend gesê vir iemand, ek wens hy kan nie wees om te sien hoe hierdie fees ontplof het. Hy sou so trots gewees het. En 100 jaar van Afrikaans, dis ongelooflik. Baie goeie tydsberekening wat ek en jy kan gesels, Zelda. En dan is dit ook 10 jaar na die voorval wat aanleiding gegee het na hierdie boek van jou. Moet jy nou, Ek Mia, moes nou moet weer jy? regte joernalis in my wat nou dit moet opbring. Maar Zelda, ek dink ek en jy het al daar gepraat ook, maar net ook om vir die gehoor ook daaraan te herinner. 10 jaar gelede het jy jouself in 'n Twitter storm bevind. En nadat jy, soos jy het noem, het 'n faux pas gemaak het, 'n oordeelsfout gemaak het op Twitter, het klomp mense vir jou gevra, jy dan geen lesse by Madiba geleer, die amper 20 jaar wat jy aan so nou saam met hom gewerk het, en dit het toe aanleiding gegee na What Nelson Mandela Taught Me. Zelda, as jy ons kan terugvat oor die laaste 10 jaar, wat het jy sedert daai voorval nou ook geleer, en dalk net vir ons in kort herinner wat toe gebeur het? Okay, kom ons begin by die begin. Wat gebeur het oorspronklik was, ek dink ons was almal op 'n plek in 2015, jy weet, waar nie baie mense het uitgepraat of die regering gekritiseer nie, maar almal was goed, ek is jammer vir die woord, gatvol gewees op daai stadium, alreeds. En toe het ek een oggend het ek op 'n lughawe gestaan in Engeland en net gesien hoe alles weer geblameer word, jy weet, op die Afrikaner en Jan van Riebeeck en goed, en dit was vir my asof almal ignoreer die korrupsie en niemand praat uit oor die korrupsie en wat aangaan en hoe sleg die land bestuur word nie. En in daai oomblik, jy weet, jy's moeg, jy klim van 'n vliegtuig af. Ek staan in hierdie ellelange ry by douane of by immigrasie en ek begin net tweet. En die fout was nie dat ek die regering gekritiseer het nie. Die fout was die woorde wat ek gebruik het en hoe ek dit gedoen het. Jy weet, op daai stadium kon jy nie 'n lang tweet stuur nie. Dit was als ek dink 80 letters of dit was beperkte letters geweest, 150, nee, so iets. En so dit was 'n kort tweets, jy weet, wat ek net gesê het, as ek nou 'n belegger was in Suid-Afrika, het ek nou my geld gevat en geloop. En jy weet, dit is nie 'n ding om te sê, dit is nie iets wat ek by Madiba geleer het nie. Dit was 'n oordeelsfout. Ek het ook gesê dat wit mense is net goed vir belasting betaal in Suid-Afrika. Terwyl op daai stadium, in daai tweet, in daai konteks, as jy net dit lees, het dit gelyk of ek sê, swart mense dra nie by tot Suid-Afrika nie, wat nie die waarheid is nie. So dit is heeltemal ook in 'n Twitter storm soos daai, jy weet, is dit iets wat heeltemal uit verband geruk kan word, en dit het ontplof. En mense het my vreeslik gekritiseer en baie reg so. Ek het natuurlik teenoor Jacob Zuma, die president, toe ook uitgevaar. En ek het toe later verskoning gevra. Nie vir Jacob Zuma nie. Ek het verskoning gevra dat ek gewone mense ingesleep het by my frustrasies. En jy weet, toe kom die vraag, wat het jy geleer? Het jy niks geleer nie? Nou, ongelukkig, die mense wat die goed gevra het, sien ek het nog nie my boek gelees nie. Maar dit was deel van, jy weet ook, daai ding sit op jou, as jy deur so iets gaan, dit sit op jou, dit vat aan jou emosioneel, dink jy kan nooit van so iets, jy weet, herstel nie. So dit was baie swaar en emosioneel vir my gewees, en ek moes toe gaan stoktyk en sê, maar wat het ek eintlik geleer, en hoe het Madiba my lewe, of hoe het hy impak gehad op my lewe, hoe het my denkwyses verander, en dit was 'n baie goeie proses gewees. So uit daai slegte gebeurtenis het daar iets baie goeds vir my gekom, dat ek baie meer bewus is oor myself, in menende, jy weet, hoe mense my sien, hoe ek optree, hoe klein dingetjies wat ek doen, jy weet, my blind spots. Ons het almal daai blind spots, en Madiba het dit ook gehad. En hoe jy net meer bewus is daarvan, en elke dag net bietjie meer of beter probeer om aan jouself te werk. Ek wil nou stil staan by daai blinde kolle waarna jy verwys, maar Zelda, jy het
baie ook geleer oor cancel culture. Dit is ook, ons sien dit elke dag hier, so iemand maak 'n fout en hulle word gekanselleer. Cancel culture soos wat hulle dit sien. Jy het duidelik opgestaan daar uit in die laaste 10 jaar, daar's 'n hele boek daar uitgebore en jy gebruik ook hierdie situasie en hierdie voorval as jou eie les vorentoe. So dis natuurlik ook die lesse wat jy by Madiba geleer het, maar jy het ook nou jou eie lesse ook geleer wat jy nou met ander mense deel. Ja, ek dink ek was baie uitgesproke voor die tyd waar ek, jy weet, sommer net 'n kommentaar lewer oor iets wat eintlik glad nie my aangaan nie. Ek was ook deel van daai map gewees en ek het dit nou afgeleer. Jy weet, ek skryf nog baie goed op social media en dan lees ek dit en dan dink ek, is dit regtig nodig? Nee, dan delete ek dit net weer. So, ek is nie meer deel van die map nie. Wat is map in Afrikaans? Boendo geregtigheid. Ek kan nie nou aan iets beter dat ek vra van iemand in die gehoor is. Henry het boendo geregtigheid. Ek is nie meer deel daarvan nie. Jy weet daar is dit is onnodig. Dit is wat die lewe so swaar maak, is dat ons mense wat foute maak, net eenvoudig jy weet ons kom dit is daai boendo geregtigheid. Jy wil hê iemand moet heeltemal hoe sê mens, nie gekanselleer nie, maar verwoes word deur die episode net omdat hy 'n fout gemaak het. En dit is nie wat Madiba was nie. Jy weet, Madiba het geglo aan die kompleksiteit van mense. Hy het geglo dat almal goed en sleg het in hulle. En juist deel van wie hy was is dat as hy met jou ontmoet het, het hy net die goed in jou gesien, want hy het gekies om net die goed in jou te sien, ongeag die foute wat jy gemaak het, en hy het jou geïnspireer om 'n beter mens te wees. So, jy weet, dit het hierdie hele episode gevat vir my om net weer daai lesse herinner te word daaraan. En dit is regtig 'n tema dwars deur hierdie boek wat ons sien, Zelda, van dat jou foute definieer jou nie en jy kan van enige fout af opstaan as jy jou fout herken en jy beweeg ook aan daarvan. Jy kan aanbeweeg daarvan. 2 staaltjies wat jy ook hier vertel is van Amerika se voormalige president Bill Clinton en van Hansie Cronje. Ek dink as ons kan stil staan by hoe oud-president Nelson Mandela vir Bill Clinton hanteer het, toe hy in sy eie storm was en net met 'n paar woorde, dieselfde met Hansie Cronje, hoe hy hulle kon geruststel. Ja, dis 'n baie interessante storie. Ook, jy weet, president Clinton was op 'n staatsbesoek in Suid-Afrika gewees, of hy is op pad op 'n staatsbesoek toe die hele Monica Lewinsky ding uitkom. En jy weet, so, ek dink ek was 26 gewees. Op 26 is mens mos vreeslik opinionated, vreeslike opinies. En ek was soos, nee, weet, hy moet gekanselleer word. Ek hou nie van hom nie. Hy het 'n affair gehad. Hoe kan hy? Hoe durf hy? En Madiba het my eintlik so, of die president toe het my gekalmeer en gesê, gee hom 'n kans, jy weet, en so. En toe, hy het glad nie daaroor gepraat met president Clinton terwyl hy hier was nie, en hy het hom later gebel en toe vir hom gesê, Bill, jy het 'n baie groot fout gemaak. En jy weet, ek was soos, baie groot fout. En toe sê hy vir hom, man, en daar gaan nou nagevolge wees, menende dat daar's toe 'n impeachment proses wat kom. En toe sê hy vir hom, maar ek dink nie hierdie hele fout en hierdie hele storie beïnvloed die manier waarop jy die grootste land op aarde kan lei nie. En ek dink dit was so mooi geweest, want president Clinton het net nodig gehad dat iemand soos Nelson Mandela vir hom sê, jy's menslik, jy het 'n fout gemaak. En Madiba was ook nie sonder foute nie. Ons hou daarvan om net die goed van Madiba te sien. Madiba was nie sonder foute nie. En dieselfde met Hansie Cronje, jy weet, hy het by hom gaan tee drink na die hele Hansie saga oor die matchfixing en die geld wat hy gevat het. En toe het hy vir Hansie gesê, my seun, en om vir iemand te sê my seun beteken, jy weet, hy het vir hom gesê, ek sien jou as 'n seun, ek gee om vir jou as 'n seun. Toe sê hy, my seun, jy het 'n groot fout gemaak. Om vir iemand te sê jy het 'n fout gemaak, beteken jy erken dat jy weet wat die persoon gedoen het. So Madiba wou vir hom sê, ek gaan nie maak of dit nie gebeur het nie. En toe sê hy vir hom, en nou gaan daar nagevolge wees, menende dat daar gaan klagtes teen hom gebring word, kriminele klagtes. En toe sê hy, maar jy moet nou man wees en jy moet maar opstaan daarteen, jy moet deur dit gaan. En toe sê hy vir Hansie, maar hierdie beteken nie ons gee minder vir jou om nie. En dit is wat almal wil hoor, is jy het hierdie verskriklike fout gemaak, jy het nou erken dat jy die fout gemaak het, want ek dink ook mense raak die mekaar oor die goed, miskien baie keer hoe ek het sê, die ding is, jy moet eers erken jy die fout gemaak. Ons kan nie net iemand vergewe as hy nie erken het hy die fout gemaak nie. En dan vir die persoon sê, maar weet jy, jy's menslik, ons is hier vir jou tot die einde. Ek
Ek dink wat mense ook duidelik sien is daai ongelooflike verhoudings wat Madiba oor die jare gebou het. Ek bedoel soveel so dat jy nog steeds 'n goeie verhouding met die Clinton familie het. As jy vir jare reik hulle nog steeds uit na jou en stuur boodskappe vir jou. Daai verhoudings is ook 'n les wat ek definitief in hierdie boek geleer het. Mense dink selfs hoe jy dit toepas in jou eie lewe. Na teens Jordaanse afsterwe byvoorbeeld, toe jy sy pa gebel het op Kersdag. Dit is ook vir jou nie 'n lekker dag gewees nie, 'n alleen dag. So ek dink dit is ook 'n baie goeie les is jy kan iemand vergewe, jy's daar met iemand in 'n donkerste tyd, maar ook hoe jy verhoudings bou en dis nie noodwendig iemand wat jy so goed ken nie, net 'n oproep op Kersfees byvoorbeeld. Kan jy ons bietjie meer daarvan vertel? Ja, weet jy Mia, ek dink dit is die impak want wat hy op my gehad het is jy weet om net elke dag 'n geleentheid te soek om uit te reik na iemand toe want jy weet mense is baie vasgevang in jou eie lewe en jou eie moeilikheid of jy weet in teleurstelling en die goed wat ons elke dag net teen moet opstaan. Die lewe is moeilik, jy weet die wêreld is op sy kop, so mense kan baie vinnig baie negatief raak. En jy kan dit baie keer in mense se gesigte sien en dit is net so min dit so, vat iets klein soos as jy by die til gaan jy weet by 'n kassier gaan en jy betaal geld om daai persoon in die oog te kyk en net te sê maar jou hare lyk mooi. Jy moet nou natuurlik nie jok nie. Of jy het 'n mooi glimlag. Vind net iets want Madiba kon iets goeds vind in almal. En jy weet so hy het elke dag die koerante gevat. Hy het 5 koerante elke dag gelees. Selfs die Afrikaanse media het hy ook natuurlik. Hy het beeld gelees. As hy in die Kaap was die Burger, maar hy het beeld gelees, hy het die Sowetan gelees, hy het die Star gelees, die Citizen en wat is die ander koerant? Pretoria News dink ek. So hy het daai koerante elke dag gelees en dan sou hy deur die koerante gaan en dan sien hy, Amanda Strydom is deur 'n hond gebyt. Kom ek bel vir Amanda. Dis wat hy gedoen het. Jy weet dan bel hy en toe gaan kuier hy vir Amanda. Dis die eenvoudige stories soos dat en ons het almal tyd om so iets te doen. Ons het almal tyd om net uit te reik na iemand wat onbekend is. En dit laat jou goed voel as 'n mens. Jy weet jy hoef nie iets of iemand te jy hoef nie 'n titel te hê nie. Jy kan net uitreik na 'n vreemdeling want dit is baie keer al wat mense nodig het. En hy het dit ook duidelik gemaak, as jy elke dag ietsie goed doen vir iemand, dit hoef nie noodwendig jou 'n klomp geld te kos nie, soos jy gesê het, 'n glimlag of net jou tyd te gee. En dit is ook natuurlik waar die hele Mandela Dag inisiatief ook begin het, hoe jy daaraan gekom het. Ja, so met Mandela Dag het Bono die U2. Dankie dat jy dit vir ons vertaal. Okay. U2, ja, die U2. Die U2-sanger het hy ek is so Mariana, ek is so ingestel om Afrikaans te probeer praat. Ek sukkel, hoor. Niemand kan ooit sê dat jy nie suiwer Afrikaans praat as jy U2 vertaal nie. Exactly. So dankie daarvoor. So hy het 'n verjaarsdagboodskap, 'n briefie vir Madiba gestuur. Ons het vir klomp mense gevra stuur boodskappe en in hulle handgeskrewe in hulle handskrif. En toe kom hierdie boodskappe aan en Bono skryf, hy wil hê dat Madiba se verjaarsdag 'n vakansiedag moet wees en dat mense wêreldwyd hierdie dag erken en dit as 'n dag van diens. Toe kyk ons na hierdie brief toe dog ons, hier is 'n goeie idee. En natuurlik professor Gerwel was, jy weet, deel van daai span gewees wat hierna gekyk het en toe sê ons, kom ons gaan na die Verenigde Nasies toe en ons vra vir hulle om dit nie 'n vakansiedag te maak nie want Madiba sou nie wou hê dat mense nie moet werk op sy verjaarsdag nie. Maar kom ons gaan na die Verenigde Nasies toe en ons vra vir hulle om op elke kalender wêreldwyd hierdie dag te erken as Nelson Mandela Dag. En dit is hoe dit begin het en nou vandag is dit jy weet 'n dag waar ons vir mense vra net 67 minute van jou tyd op daai dag. Ons vra natuurlik baie meer of mense verwag dat mense elke dag en elke ander dag iets goed sal doen. Maar as jy niks anders kan doen nie op daai dag ten minste, doen iets in die naam van sy nalatenskap. Zelda, is my so mooi staaltjie. Jy het byvoorbeeld nou na Bono verwys en na al hierdie verskriklike bekende mense wat so opgekyk het na Madiba. Ek dink is in die boek wat jy ook hierdie storie vertel van hoe hy ook almal op dieselfde vlak gesien het, hoe hy en koningin Elizabeth mekaar op hulle eerste name genoem het. Dit is regtig net daai menslikheid van hom wat altyd uitgekom het. Ja, en dit was ook, jy weet, hy het gesien as mense om ontmoet is hulle baie tens, jy weet, hulle is baie gespanne en emosioneel en so, en hy wil hê mense moet eintlik baie gemaklik wees, want hy was 'n baie gemaklike mens van nature. So hy het altyd humor gebruik om mense bietjie, jy weet, te laat relax. En natuurlik is ons in Buckingham Palace, en
Ja, ek sweet hier hoor. In Buckingham Palace en hy loop so op die tapijt en die koningin staan daar op die einde met die hoed en jy weet die matching shoes en handbag. En toe hy so by haar kom, ek sien sy oë is vol duiwels. En toe hy so by haar kom, toe sê hy, Elizabeth, you've lost weight. En die koningin is eers so, en toe lag sy. En dit was so 'n mooi oomblik geweest want jy weet, dis almal natuurlik almal in die kamer, niemand wil lag nie want jy kan nou nie lag vir die koningin nie. Maar almal jy weet en toe die hele atmosfeer heeltemal ontspanne en na die tyd toe sê mevrou Machel, Madiba, you can't call her Elizabeth, it's the Queen of England. Toe sê hy, hoekom nie? Sy noem my Nelson. So jy weet, dit was baie mooi verhouding om te sien en eintlik die koningin was ook so geweest. Jy weet, sy wou ook gehad het mense moet ontspan. Sy was 'n baie gemaklike mens. Dis nou maar net die tradisie van die hele koninklikheid wat dit anders laat voorkom het, maar sy was 'n baie eenvoudige mens. Daai sin vir humor is my so mooi en ek dink hoe hy 'n stresvolle situasie kon ontlont het. Mense dink ook in die boek as jy die staaltjie vertel oor Hansie, toe hy hom die eerste keer sien en hy sê vir hom jy het lank geword en jy kon duidelik sien hoe Hansie regtig ingekrimp het, skouertjies wat hang. So dit is regtig 'n manier wat hy ook mense op sy gemak gestel het. Ja, ek het onlangs, ek weet nie, ek kan nou nie onthou of dit in hierdie boek is nie, maar ek dink is in die vorige boek, wat hy ook met Brad Pitt so 'n oomblik gehad het. Dit is een van my gunsteling stories wat 'n vriendin van my wat ongelukkig nou oorlede is onlangs gesê het, kom jy weet Brad het jou genooi vir aandete en ek sê toe nee, ek is so moeg vir Madiba stories en ek werk elke dag en ek is nie nou lus om nog 'n aandete 'n lecture te gaan gee oor Madiba nie en ek was so oorwerk geweest en sy sê kom man, ek sal saam met jou gaan. Toe sy sê sy sal gaan. Okay nee, dan gaan ek. Jy kan my ook volgende keer nooi, hoor. Ek gaan nee, ja, ek gaan. Ek beloof jou ek gaan. En ons het toe aandete gehad en hy sê toe hy is verskriklik op sy senuwees om vir Nelson Mandela te ontmoet. Ongelooflike man. En ons het toe albei dieselfde motorfiets gery op daai stadium, so daar was 'n koneksie gewees en ons net motorfietsse gepraat en ek sê altyd so ek wil net die gedagtes uit my kop uithou van hierdie mooi man voor my. En ons die hele aand, ek sê te vir hom, nee man, jy kan relax, maar die was 'n baie gemaklike mens en alles, en hy, wat moet ek vir hom, hoe noem ek hom, moet ek Mr. President sê, ek sê nee, noem vir hom Madiba. Jong, en voor Brad in die kantoor instap die volgende oggend, sê ek vir Madiba, onthou nou, hierdie is Brad Pitt, hy is 'n baie bekende akteur van Hollywood, en hy is baie aantreklik, wat ek nie moes gesê het nie. Hy's baie suksesvol. Ja nee, goed sê Madiba. En hy was in Suid-Afrika om 'n projek bekend te stel saam met Richard Branson. In elk geval, hy loop in die kantoor in en Madiba ontmoet hom en so en hy vra vir hom, so what do you do? En Brad sê, I try acting for a living. Ek sê, oh, he's exaggerating, he's a very good actor. Nou probeer ek Madiba herinner wat ek nou net gesê het. He's a very good actor. Madiba kyk so vir my en sê, and she says you are very attractive. Ek sê, okay. En toe gaan dit aan en Brad sê, jy weet, ek is soos, how's Jennifer? Jy weet, want hy is so getroud met haar. Ek is so onvanpas. En toe sê Madiba vir hom, do you have a business card? Want toe dink Madiba, nou, nee, hy gaan nou vir Brad kontak, seker na die tyd. Ek sê, don't worry, we know how to contact him. Brad sê, no, I don't carry business cards, Mr. President. Ek wil, so, dit was die mooiste oomblik, dit was die mooiste ervaring geweest, en jy kon sien, Brad was so half verleë, dit was die mooiste storie, ja. Zelda, dis baie keer, ons het uit die aard van die saak is dit die groot lesse wat mens baie by Madiba geleer het, maar dit is baie keer ook soos jy nou gesê het, daai klein dingetjies wat mens die meeste bybly. Daai een storie wat jy ook al vertel het van hoe jy in 'n hotel was en die gratis shampoos en conditionertjies en van dis is toe weg. Jy kan net vir ons weer vertel hoe jy daar en hoe groot les in hierdie klein storieetjies soos 'n klein shampooetjie of 'n conditionertjie toe het julle almal geleer en ek bedoel dis nou as ek in 'n hotel is en ek sien daai shampootjie dink ek daaraan en dit is baie keer jy kan dit vat hoor. Nou is almal te bang om dit te vat. Nee, wat, hy het glad nie omgegee dat jy die goed van jou eie kamer vat nie. Ek glo my, dit lyk soos 'n vrou van Mariaan. Sy was al by my huis gewees. Sy steel die goed vir by my huis.
Ja, want Jy moet die lesse lees wat Madiba geleer het. Jy mag nie steel nie, nee, Marian. dis daar vir iemand om te gebruik. Jy gebruik mos ja, as jy nie dit gebruik jy vat dit. En ek in 'n shower cap, nee, ek steel vir hulle oral, maak nie saak hoe hy lyk nie. So ja, ons was in Kuwait gewees en jy weet mense het Madiba vreeslik probeer bederf en probeer beïndruk. So hy het nie in sy kamer het hy nie net die klein shampoo en die shower cap en die goed gekry nie. Hy het alles in die reeks van Bulgarië gekry. Dit was ongelooflik. Die leer toiletrie sakkie, alles wat jy aan kan dink, die ordentlike nie die cheap slippers nie, ordentlike pantoffels. Dit was ongelooflik om te sien, maar ek het dit nie geweet nie. En ons is uit om die muur te gaan sien daai aand en ons kom eers na 12 terug by die hotel en ek's na my kamer toe en volgende oomblik lui die telefoon en is Madiba, hy sê, Zeldina, come here, of hy sê, Zelda, come here quickly. Nou, hy het my mos Zeldina genoem, maar dis soos, jy weet, jou ouers het mos 'n naam vir jou, wat hulle noem 'n pet name. So as hy sê Zelda, dan weet ek hy's kwaad. So hy sê, Zelda, come here quickly. Ek dog hy het geval, of daar was 'n ongeluk, so ek hardloop na sy kamer toe. Ek kom daar, hy sit so in die stoel, in so 'n stoel, hy sit so, maar die gesig trek so. Ek sê, yes, Kulu, what's wrong? Hy sê, call Jackie Celebi. Nou, Jackie was die kommissaris van polisie en die hoof van Interpol daai tyd. En ek sê, hoekom gaan ons vir Jackie bel? Ek sê, dis amper 1 uur in die oggend by die huis. Ons gaan nie nou vir Jackie bel nie. Hy sê, ja, of dis 1 uur daar, hy sê, someone stole something from my bathroom. En op daai stadium het ek nie geweet van al hierdie toiletries nie, so ek dog dis die spieël of iets groots, jy weet wat gesteel is, van hoekom gaan ons nou die hoof van Interpol wakker maak in die middel van die nag? So nou probeer ek vra en ek sê, ek probeer, want ek kan sien, hy's verskriklik kwaad. Ek sê, what was stolen, what happened? Hy sê, iemand het iets gevat uit my badkamer. Ek sê, hoe weet hy dit? Hy sê, hy het die goed getel voordat ons weg is. En hy het teruggekom en jy weet Madiba, hy was baie vrygewig en hy het baie graag gedeel met mense, maar as jy R20 vat in daai jare om koerante te koop, dan moet jy tot die sent klein geld bring. So dis in die klein goedjies wat hy gesien het of iemand eerlik is of oneerlik is. So iemand het nou iets kleins gesteel, 'n toiletry item, en dis nou 'n groot storie en hy hou aan, bel vir Jackie. Ek sê, ons gaan nie nou vir Jackie bel nie, want ek dog, jy weet, ek gaan die kommissaris bel en vir hom sê, someone stole a bar of soap from Madiba's room. En hy sê toe, okay, dis okay, en hy, jy weet, Madiba was 'n prokureur gewees, voordat hy tronk, of jy weet, ja, voor hy tronk toe is. En ek het daai aand gesien hoe daai hotelkamer in 'n hofsaal verander. Hy het so gesit in hierdie groot wingback chair van hom en hy het al die bodyguards, almal in die delegasie het hy laat kom staan voor hom en vir my en die dokter, want ons was gelukkig saam na die emir toe gewees. Hy sê, you, come in as witnesses. Weet jy, ons almal het vir Madiba geken dat as hy kwaad was, het jy het nie speletjies gespeel of probeer snaaks wees nie. En hy toe op daai stadium het hy hulle ondervra, die sekuriteit, want hulle is die enigste mense wat toegang gehad het tot sy badkamer, en hulle ondervra oor wie was waar en wanneer was wie waar, en toe sê hy, maar iemand het iets van my gesteel, en as die persoon nie die item vanaand terugsit nie, gaan hy hulle almal laat ontslaan die volgende oggend deur die kommissaris van polisie, en dis hoekom hy eintlik vir Jackie gesoek het. Hy wil almal ontslaan, hy wil hulle almal in die pad laat steek. En toe, die volgende oggend toe ons wakker word en ek gaan vir ontbyt, toe sê ek, is alles okay? Toe sê hy, ja, die persoon het die item teruggesit. En toe sê ek soos, maar Madiba, hierdie was 'n baie groot storie gewees. Hoekom is dit so 'n groot storie? Toe sê hy wil net vir sy gasheer wys. Hy vat niks nie en hy maak niks oop nie. Hy het dit nie nodig nie. Hy wil nie mense uitbuit nie. Hy wil vir mense wys, baie dankie vir julle vrygewigheid en julle gasvryheid, maar dis nie hoekom ek hier is nie. En hy het nie omgegee, dis nou asof die emir gaan weet hoeveel items in sy badkamer was. Dit gaan oor die prinsip van die saak. As jy iets kleins oorsien, dan kan jy 'n groot ding ook oorsien. En ek dink daar's 'n baie belangrike les in dit vir ons almal. Jy weet, as jy ons praat oor korrupsie in Suid-Afrika, dis op elke vlak, oral is dit, ons is omring deur korrupsie, maar ek vra myself, jy weet, as ek gestop word deur 'n polisieman, nee, ek gaan jou nie betaal om te probeer om nie 'n fine te kry nie. Ek gaan maar die fine betaal, want ek deel
bou hierdie groter prentjie van korrupsie in Suid-Afrika as ek iets oorsien. En ek kry dit nie altyd reg nie dat ek jy weet hulle betaal nie, maar mens probeer waar jy kan, want dit is die enigste manier hoe ons hierdie kultuur van korrupsie op die einde gaan verander. Op daai noot Zelda, wat in die Suid-Afrika waar ons nou is, veral met die regering van nasionale eenheid, wat hy staan nog, al staan hy wankelrig, staan hy nog, wat dink jy sou Madiba gesê het, as hy kon gesien het waar die land nou is? Ek dink hy sou ongelooflik trots gewees het. Ek dink, kyk, hierdie is 'n projek wat hy begin het en 'n ding wat hy wou gehad het, hy het dit gedoen in 1994. So hy sou baie trots gewees het dat ons terug is daar waar ons mense van alle opinies en oortuigings toelaat om insaag te hê in die toekoms van Suid-Afrika. Jy weet, een van Madiba se groot pluspunte was dat hy na almal kon luister, of hy met jou saamgestem het of nie. Professor Jakes Gerwel, wat so na aan Madiba was 'n onafhanklike denker gewees. Hy het sy eie opinies gehad oor goed. Ek dink dit is wel bekend dat hy vir die Vryheidsfront gestem het in die eerste verkiesing, want hy was bang niemand anders stem vir hulle nie. Maar Madiba het dit ook geweet en ons het gelag daaroor. Dit was die ding gewees van Madiba. Hy het gehou daarvan dat mense onafhanklik dink, dat hulle opinies gee, dat verskillende ideologieë saamkom, want dit is hoe jy op die beste oplossings afkom op die einde. So, ek dink hy sou baie trots gewees het, en ek dink hy sou baie positief en geïnspireerd gewees het, dat mense regtig probeer. Hierdie is nie op jou gemik nie, Mia, maar ons as Suid-Afrikaners love dit om 'n ding te, en dis 'n Engelse woord, miskien, Henriette, kan jy my help, to catastrophize something. Alles is 'n katastrofie, né? So die kleinste verwikkeling wat daar is in die regering van nasionale eenheid is almal soos, "Wow, nee, dit gaan eindig." En ek het ook nou al deur hierdie goed gewerk die afgelope 2 jaar, wat ek dink, nee, dis nie so erg nie. Weet jy wat, mense het regtig is geïnvesteer in hierdie land. Baie van die politici, geen organisasie is ooit net goed of sleg nie. Daar is goeie mense in hierdie land, in alle politieke partye, minus so 1 of 2, maar daar is goeie mense wat die welstand van elke Suid-Afrikaner op die hart dra, en dit is die tipe mense wat ons moet help bou en ondersteun, want dit is hoe ons uit die gemors kom waarin Suid-Afrika hom bevind. Daar was kommer gewees dat hierdie hele idee van die reënboognasie, dat dit besig is om te verdwyn. Ons het natuurlik bekend gestaan as die wonderwerk nasie na met die demokrasiewording. Dink jy tot 'n mate is ons besig om weer daai reënboognasie, dit te begin terugkry waartoe ons nou beweeg? Die reënboognasie bestaan nog altyd, solank jy nie op sosiale media gaan nie. Dit is die ding, as jy vir gewone mense in die straat, en ons het vroeër daaroor gepraat, ek het baie met buitelanders te doen op die oomblik. As jy weet, mense wat hiernatoe kom, sê die ongelooflikste ding en ervaring van Suid-Afrika is die mense. En dit is mense wat nie noodwendig op sosiale media is en mekaar uithaal en aanval en lelik sê en goed nie. Dis gewone mense op die straat. So as jy dit aanhou soek, nee, gaan jy dit kry. Die reënboognasie is daar. Die meerderheid van Suid-Afrikaners wil die beste hê vir almal, ongeag wie en wat jy is. Jy het nou gesê jy spandeer baie tyd met buitelanders op die oomblik. Dis natuurlik op die skepe waar jy ook jou praatjies en jou boekpraatjies hou. Wat is hulle ervaring as jy met hulle praat? Ons weet na die tyd koop hulle honderde van jou boeke en hulle wil so graag met jou praat, en voor die tyd ken hulle nie noodwendig die stories so goed nie. Hoe ervaar jy hulle wat hulle weet van Suid-Afrika? Weet jy, ongelooflik, en mense is geïnspireerd, en soos ek sê, hulle het baie goeie ervaring, ongelukkig met, jy weet, wat die oorseese media ook doen, en ons doen dit self ook, as daar iets slegs in Suid-Afrika gebeur, dan almal, jy weet van die storie, en dis nie goed vir Suid-Afrika nie, jy weet, die kriminele goed wat gebeur in Suid-Afrika, crime and violence, dis 'n probleem, almal weet daarvan, en baie mense is baie bang om van die skepe af te klim. En ek wens net die kriminele kan insien dat as ons toerisme verloor, jy weet, gaan ons land onder. So, daar's baie mense wat net sê, ons gaan nie afklim nie, want ons is bang. En dan sê ek vir hulle, weet, hier kan jy loop, jy weet, in sekere dele in dorpe kan jy, of stede kan jy loop, soos wat jy enige plek in die wêreld kan loop. Daar's dele wat jy heeltemal vermy. Mense is baie geïnspireerd deur die Suid-Afrikaanse storie.
deur Suid-Afrika, dis 'n verrassing, jy weet, almal wil sê, hulle wil net die stamp hê en sê I was in Africa, jy weet, dat die Amerikaners kan so dramaties wees. En hulle kan nie glo wat hulle hier vind in Suid-Afrika, die gemoedelikheid van mense, die mooi kulture en tradisies wat ons het nie. So ek sou sê, en baie van die mense sê, I'm definitely coming back to South Africa. Jy weet, hulle toer nou om die hele Afrika, die skepe vaar en die seisoens vaar hulle om die hele Afrika kus. En almal sê, I will definitely return to South Africa. So dis 'n baie goeie 'n storie, dink ek, uit Suid-Afrika. Wat baie interessant is dat selfs mense, Republikeine van Amerika, hulle is ook op hierdie skepe, dat ek sulke mense ontmoet en dat mense selfs bereid is, jy weet, Republikeine bereid is om na die Nelson Mandela storie te luister en inspirasie daaruit te vind en te luister. En dis vir my baie mooi. Ek het nou net mense ontmoet op een van hierdie skepe van Nevada en Texas. Hulle is Republikeine. Hulle is nie noodwendig Trump supporters nie, maar hulle is Republikeine. En dis die ongelooflikste mense met die ongelooflikste storie en hulle was so geïnspireerd deur Madiba se storie en sy lewe en my storie saam met hom. So jy weet, mense wat op hierdie skepe kom ook nie net vir vakansie nie. Hulle kom om te leer. Hulle wil meer weet van die land en in 'n tyd waar veral Amerika dit baie uitdagend vind, is daar baie lesse in Madiba se lewe waarna hulle op hierdie stadium wil luister. So dis 'n baie groot mark vir my op hierdie op tans is die Amerikaners wat hoop wil hê. Mens kan nie help om te wonder wat sou Madiba gedink het oor die situasie in Amerika op die oomblik, oor president Donald Trump en ook oor Suid-Afrika se gespanne verhouding op die oomblik met Amerika nie. Ja, ek dink, jy weet, ons moet teruggaan in die geskiedenis en kyk, daar is oomblikke waar Madiba self Amerika baie erg gekritiseer het. Jy weet, toe Amerika Irak binnegeval het hy jy weet, vir hulle gesê, het hy hulle aangevat in die media en in die openbaar en dit was baie spanningsvol geweest daai tyd. Hy het ook vir Amerika gesê, julle kies nie ons vriende nie, ons sal self ons vriende kies. So, jy weet, dit is baie moeilik, dit is 'n baie ander tyd nou in 2025, maar ek dink die grootste lewensles wat ek by Nelson Mandela gevat het, is dat jy enige iemand moet respekteer, selfs die persoon wat van jou verskil. En ek dink wat hom baie bekommerd sou maak, is dat ons in 'n plek lewe, en nie net in Amerika nie, oral, waar ons nie mense met verskillende opinies toelaat om hulle sê te sê nie. Ons wil almal, jy weet, kruisig wat van ons verskil. En dis juist wat ons kan leer uit Nelson Mandela, dat jy moet respek hê, even vir, selfs vir mense met verskillende opinies, selfs vir mense wat anders bid as jy, mense wat anders glo as jy, mense wat anders stem as jy. So, dit is iets, en ek sukkel ook, maak nie 'n fout nie, maar dis iets wat ons uit Madiba se lewe kan vat. So ek lees baie keer die goed en dan wil ek ook, jy weet, opspring en iets sê en dan dink ek, nee, dit is nie meer te werk nie, want die persoon het 'n reg om te sê soos wat hy wil sê. Ek dink so baie soos ons wat ons by Madiba leer, so baie het ons geleer uit jou ook uit, Zelda, veral as ons 'n tweet dalk wil instuur of wil op sosiale media kommentaar lewer of net wil inspring om net altyd daai sekonde te vat, net eers te dink en soos wat mense ook by Madiba geleer het om jouself net altyd in iemand anders se skoene ook te plaas. Ek wil baie graag vra of daar enige vrae in die gehoor is. Ons kan net 'n mikrofoon vat hier. Sê enige iemand behalwe Mariana. Enige also hier kan ons. Nee, maar jy mag ook iets sê nie. Nee, ek gaan. Dus in Zelda se boek doen iets wat baie belangrik is. Sy kyk na hoe ons gesosialiseer is as wit mense. En dit is iets waaroor, dit is moeilik om daaroor te praat. Ons word as rasse gesosialiseer. En as 'n wit persoon wat 'n Afrikaner is, om dit te sê, om vir mense te vra, om te kyk hoe jy gesosialiseer is, maak jouself oop vir verskriklike, mense val jou verskriklik aan. Ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy dit aanhou doen. Mense val jou aan daarvoor, want hulle dink jy doen iets wat jy nie doen nie. Maar jy doen 'n baie belangrike ding, jy doen wat Madiba doen. Madiba kon in homself wees 'n Xhosa man wat jou gerespekteer het as enige ander nasie, vir wat moet hy nie. So Zelda, jy doen dit as 'n wit Afrikaans sprekende persoon en dis baie belangrike werk en dis in die boek en mense kak jou baie uit daaroor. Maar moenie ophou nie. Dis al wat ek wou sê. Baie dankie. Dankie Marianne. Ek dink, Zelda, as jy dalk daarop wil reageer vir ons na die volgende vraag toe gaan, dis dikwels ook mense jou eie blinde kolle wat jy al jou eie bias ook wat jy al moes in die gesig staar as 'n wit Afrikaans sprekende vrou wat in die 70's ook groot geword het, hoe jy ook
daarmee dit moes hanteer? Ja, en dit is nie iets wat oornag gebeur nie. En weet jy, ek het 'n vriendin, ek het 'n paar vriende, maar ek het nog een vriendin en ek bedoel daar sit Mariaan ook en ons het al hierdie gesprek gehad. 'n Afrikaanse vrou wat sy en haar man het 'n swart seentjie aangeneem en ons het eendag gepraat, ons praat baie oor rasisme en ons het eendag gesit en gesels en toe sê sy vir my I battle racialism every single day en ek sê hoe kan jy dit sê jy het 'n swart kind aangeneem? Maar dit het my baie eers ontnigter en toe laat besef, maar dis die waarheid. Dit is iets waarmee ek gaan moet deel vir die res van my lewe as gevolg van my geskiedenis, waar ek vandaan kom. En hoekom kan ek nie net dit sê nie? Hoekom kan ek nie net sê I battle racialism every day? Die mense wat sê ons is almal kleurblind, dis nonsens. Niemand is kleurblind tensy jy regtig kleurblind is nie. Kleurblindbenende, jy kan nie, weet, dit is rarig. As dit gediagnoseer is by jou 'n mediese gaan dokter toestand. toe, bring 'n brief. Weet ons, dit is iets wat ek sien 'n persoon, maar hoe tree ek op teen daai persoon omdat wat ek sien anders is as ek? So, jy weet die manier wat ons kyk na mekaar, die manier, jy weet by die robot as jy kyk na iemand wat bedel, dis daai goed in jou oë, dit is goed wat jy kan afleer. Jy weet ons is grootgemaak in apartheid, dat ons hierdie verskriklike vrees het vir swart mense. En weet jy, dit is die wonderlikste ervaring om jouself oop te maak vir nuwe ondervindinge met mense, omdat hulle van 'n ander kultuur kom, omdat hulle anders lyk as jy, anders bid as jy, anders eet as jy weet, net anders is. As jy jouself net 'n bietjie oopmaak en vertroue het in mense, dan is dit 'n hele ander ervaring. So, jy weet, ek het baie blinde kolle, en dis iets wat ek mee gaan deel vir die res van my lewe, maar ek is baie bereid dat iemand vir my sê, hoor jy, hierdie klink 'n bietjie rassisties, miskien wil jy dit verander. Ek neem dit, jy weet, ek luister daarna, ek sien dit nie as 'n kruisverhoor nie. Ek luister daarna, as dit kom van iemand, is natuurlik, jy weet, op sosiale media sê baie mense net goed om iets te sê, maar as dit iemand is wie se opinie ek hoog ag, dan luister ek na daai persoon, want daai persoon wil my help. Is ons al nader om 'n nie-rassige samelewing te wees sedert ons demokrasiewording? Ja en nee, ek moet vir jou eerlikwaar sê, in die laaste 6 maande, en Mariaan weet ook van die goed, in die laaste 6 maande het ek verskriklik baie rasisme om my gesien, ontsettend baie, wat my so ontstel, jy weet, brutale rasisme, en dit ontstel my verskriklik dat 30 jaar na demokrasie kan mense nie sien as hulle goed sê, hoe seer dit maak, en dan hou mense aan sê, ja, maar die een doen dit en dit. Ek gaan nie om met daai een doen nie. Dit moet gaan oor wat ek doen as 'n mens, hoe ek ander mense laat voel. So, jy weet, dit is, aan die een kant wil ek vir jou sê, weer eens, bly van sosiale media af, en dan gaan jy sien, jy weet, die mooi in mense, en hoe mense regtig probeer ook, en die ongelooflike stories van mense wat hulle lewens al kon verander, mense wat elke dag probeer om net daai blinde kolle aan te spreek. Maar terselfdertyd moet ek vir jou sê, ek dink die politiek in Amerika het ons weer 'n bietjie verdeel, en dit is iets wat reg oor die wêreld weer sy verskyning maak. Die wêreld beweeg meer in 'n regse klimaat in, so dit is iets wat ons gaan voor moet opstaan. Jy weet, ons kom uit hierdie geskiedenis van apartheid in Suid-Afrika waar rassediskriminasie wet was, en ons moet dit beveg met alles wat ons het. Daar's nog 'n vraag daar. Hierso is 'n vraag daar. Môre Zelda. Môre meneer. Ek het in jou 2 boeke gelees, die Mornings at Mr. Mandela en hierdie een. Dankie meneer. Ek het toe gedink, ek vond dit ook nou alles gelees het, my Mia se mooi voorbeelde wat jy aangehaal het van Hansie en ek dink by myself, ek wonder wat dink Zelda self? Hoekom het Mandela vir haar gekies? Hy kon gekies het al die ander swart anties en swart girls. En wit anties, ja. Ja, maar jou gekies. Ek wonder, wat dink jy? Hoekom het hy vir jou gekies? Meneer, dankie. Ja, dis 'n vraag wat my soms wakker hou s'nags. Ek is eerlik, ek dink dit is
dit is 'n paar goed. Ek was baie jonk geweest. Ek was 24 geweest. Jy sal onthou op 24 het jy baie energie. En ek was net reg geweest. Ek wou die president net dien. Ek wou alles vir hom regmaak en seker maak hy's geondersteun en ek is eerste in die oggend in die kantoor en hard gewerk, sommer reg deur die nag gewerk baie kere en hy het dit raak gesien. En tweedens dink ek, jy weet ons kom uit daai jare was ons uit 'n tyd gewees waar sensorskap in die media toegepas is. So ons het nie, as 'n Afrikaner het ek nie regtig geweet wat in Suid-Afrika gebeur het, behalwe van my perspektief as 'n ondersteuner van apartheid nie. Ek het mos nee gestem in die referendum. En dit was vir my, en ek dink Madiba het baie daarvan gehou dat ek meer wou weet oor my geskiedenis. Waarvoor het hulle gestaan? Waaroor het ANC gegaan? En ons het nooit die gesprek gehad nie. Ek het vir hom, ons het gesê soos prof vir die Vryheidsfront gestem het ek vir hom gesê ek het nee gestem in die referendum en vir die KP gestem in die verkiesing. En jy weet, en Madiba kon my op hierdie pad vat van verandering, want hy het goed met my gedeel wat ons nie in geskiedenisboeke selfs op daai stadium kon lees nie. So dit was heeltemal vir my, wat was ek deel van? En ek dink hy het gesien dat ek baie geïnteresseerd is in menslikheid, menswaardigheid vir mense. Dis iets wat ek vir almal wil hê. En dit is waarvoor hy gestaan het. En ek dink dit het gewerk tussen die twee van ons, dat ek meer wou leer, en hy was 'n baie goeie storieverteller en ek was baie geïnteresseerd in sy lewe. En die ander ding is ons het baie dieselfde sin vir humor gehad. So jy weet, ons het die hele tyd gelag en as ons oorsee is in Afrikaans geskinder van mense en wat baie onvanpas was. Maar jy weet, dit het die las 'n bietjie ligter gemaak vir hom. Hy was 100% seker van my toewyding aan hom en dat ek op daai stadium vir hom alles gegee het wat ek kan, net om die lewe vir hom maklik te maak en om sy doelwitte te bereik, en dit het hy waardeer. Korrek. Is wat 'n projek van Mandela met die Afrikaans wat hy geleer het. Want as jy 'n taal praat, dan ken jy 'n persoon se hart, en hy het gedoen op Robben Island. Dat jy jou enemy verstaan. En hy Vyand. Ekskuus. Dis you twee. Zelda, En hy kon in Zelda al die dinge sien wat hy geweet het. Dit was daar. Zelda, dit was natuurlijk 'n reuse voorreg gewees om vir amper 20 jaar aan Madiba se sy te wees. Maar soos jy gesê, dit was dag en nag gewees. Dit was jou hele lewe gewees. Jy het ook opofferings gemaak vir hierdie werk wat jy gedoen het, al was dit so reuse voorreg gewees. Ja, ek sien dit nie as opofferings nie. Ek kyk na vriende van my, dan het hulle kinders, hulle het familie, en dan dink ek, maar ek het een geleentheid gehad. Daar was een persoon op aarde wat so na en so lank vir Nelson Mandela gewerk het, en dit was ek. So ek kan nie dit sien as 'n opoffering dat ek enigiets opgeoffer het nie. Ek is nog steeds elke dag dankbaar. Hy neem nog steeds my lewe oor. Ek droom deesdae verskriklik baie oor hom. In my nuutste droom het hy 'n baie grand kar, 'n limousine gekry as 'n amptsmotor. So hy's nog baie, jy weet, hy's baie deel van my lewe. So en wat 'n voorreg om iets terug te kan doen vir die voorreg wat ek gehad het om vir hom te kon werk. En jy was ook natuurlik 'n waghond geweest, want die media was baie bang vir jou, want alles wat jy gedoen het, wou jy seker gemaak het. Ek weet jy het verwys na Kwai Zelda op 'n tyd. Dit moes vlot verloop het om sy lewe ook makliker en beter te maak. Ja, weet jy, mense kan ook nie hulle kan ook nie my in daai rol sien, of hulle het gesukkel daarmee, baie gekritiseer daaroor. As jy kyk na die pressekretary van die Withuis, jy weet hoe daai vrou dinge hanteer, next, volgende, jy weet, en hoe beskermd hulle is. Dis iets wat ek moes gedoen het. So baie mense het my gekritiseer en gesê, ek is oorbeskermend van Madiba. Weet, hy was 'n ou man ook gewees. Ek moes daai deel van hom ook beskerm. En ek het baie titels oor die jare gehad. Jy weet, baie mense het my 'n leeu genoem, 'n leeuwyfie genoem. Ander mense het my 'n Rottweiler genoem. Mac Maharaj het my 'n heks genoem, in 'n baie goeie sin, maar hy het my 'n heks genoem op 'n stadium, the Three Witches, menende ek en Jessie Duarte en Barbara Masekela was die Three Witches. So daar's baie titels, maar dit is iets wat
uniek is aan die pos en nie noodwendig die persoon nie. Dit is iets wat die mense wat my titel gehad het by president Clinton ook moes deurmaak. Wat by Tony Blair gewerk het of by Gordon Brown, jy weet ons is almal nog in kontak vandag en hulle dit is iets waarmee hulle nog steeds deel elke liewe dag. So dit is maar as jy so 'n werk vat wat in die publieke oog is, dan is dit maar deel van die pakket en jy moet maar daarmee saamleef. Ek moes leer om ophou te probeer om Madiba se besluite te verdedig. Baie mense soos die meneer nou gesê het, hoekom ek en hoekom hierdie wit vrou uit al die ander mense. En mevrou Machel het my eendag neergesit want ek was weer in trane gewees en gesê die mense hou nie van my nie. Dis sê niemand gaan altyd of niemand hou nobody is always liked. Jy weet daar gaan mense wees wat nie van jou gaan hou nie reg oor die wêreld. En jy moet ophou om Madiba se besluite te probeer regverdig. Hy het jou gekies. Jy het nie jouself gekies nie. So dit is nie jou doel om dit te probeer verdedig nie. So ek moes dit ook ophou doen en vir my eie sanity eintlik ook. Dankie Zelda. Ek dink hier is nog 'n vraag wat wag. Kyk daar agter. Ag nog een nie, vir ons gaan net 'n mikrofoon bring hier voor. Maar jy hou nou opskryf, toe. Kan ons 'n mikrofoon hier voor kry? Toe. Hierso. Reg voor met Henriette. Tannie het baie mooi skoene aan, hoor. Zelda, ek weet dit is 'n moeilike vraag, maar van al die leiers en besonderse mense wat Madiba ontmoet het, wie het hom die meeste beïndruk en hoekom? En dieselfde vir jou ook. Weet jy, Henriette, ek gaan vas, ek haak vas by president Clinton, want ons het soos jy onthou, president Mbeki het ons Burundi toegestuur om 'n ooreenkoms daar te bewerkstellig. En wanneer Madiba ook al vir president Clinton gebel het om vir hom te sê, Bill, we need funds for this process, of Bill, we need you to be here for the signing of the deal, het president Clinton nooit gehuiwer om te ondersteun nie. En so dit is iets vir my en wat baie spesiaal was, hy het altyd gehelp waar hy kan. Hy het regtig hierdie warm verhouding, jy weet die verhoudings tussen mense is baie platonies, jy weet die leiers, hulle maak of hulle vriende is, maar dis nie asof hulle braai nie. Die verhouding tussen Madiba en president Clinton was regtig soos pa en seun gewees. En hulle het gepraat oor hoe maak jy jou kinders groot, of die Chelsea het iets gedoen en dan praat president Clinton daaroor, regtig 'n mooi en 'n warm verhouding gewees. En soos Mia vroeër gesê het, jy weet dit is hoeveel jaar na Madiba se dood? 5, hoeveel jaar? 2013 tot dit is 12 jaar. 12 jaar van jou. En ek kry nog steeds elke jaar 'n verjaarsdagboodskap van hulle. 'n Geskrewe brief met sy handtekening op. Hulle was onlangs in Johannesburg gewees en my gebel en gevra, jy weet, kom eet aandete, toe ek natuurlik weer op 'n skip. Maar kom eet aandete saam met ons. En so dit is sulke goed, wat 'n ongelooflike mense. Ek kan niks meer vir hulle beteken nie. Ek kan niks vir hulle doen nie. Ek kan absoluut niks doen nie. Ek het nie regeringskontakte soos mense dink en hierdie influensiële posisie nie. Ek het glad nie so iets nie, maar hulle sal my nooi en hulle sal altyd vra, hoe gaan dit met jou? Net uit blote belangstelling en vir 'n staatshoof, vir mense om so te wees, nê, en dis nie net hy nie, dis jy weet die sekretary Clinton ook. Sy is net so altyd besorgd oor 'n mens. So ek waardeer dit ongelooflik baie. Dis ongelooflike mense daai en maak nie saak wat mense van hulle dink en die foute wat hulle gemaak het en wat hulle politiek, hoe jy van hulle mag verskil nie. Dit is regte mense daai. So ek hou baie van hulle. Ek's baie lief vir hulle. Zelda, jy het nou genoem 12 jaar na Madiba se afsterwe. Wat mis jy die meeste van hom? Ons sal nou by die lesse uitkom, maar net persoonlik. Jy sê jy dink nog so baie aan hom, maar jy droom nog steeds baie oor hom. Ja, ek mis hom. Ek mis net die persoon. Moenie dit doen nie. Jy weet, dit is my oupa. En gelukkig nou verskyn hy in my drome. En ek kan met hom praat en ek is soos, hier is hy, weet ek so opgewonde as ek hom sien. So, dis baie spesiaal, maar ek mis die mens soos wat jy jou pa of jou ma sou mis. En dis nie net die groot goed en die lesse en die jy weet die leierskap en sulke goed nie, dis die mens. En hy was absoluut 'n mens en wat 'n voorreg was dit dat jy ook so daai mens
kon leer ken het. Wat dink jy in 2025 waar ons nou staan, moet Suid-Afrikaners onthou van hom? Waaraan moet ons nou vashou, 'n spesifieke les? Die grootste, maar die was 'n hele lewe vir ons is dat uit die grootste uitdaging of jy kan die grootste tragedie in 'n triomf verander. Jy weet die goed mense moet baie keer net stop en dink, gaan Robben Island toe, gaan kyk hoe groot is daai sel. 18, as dit so koud is soos gister in die Kaap. Jy weet in daai klein selletjie met net een kombers bo oor jou. Gaan dink waardeur is mense, nie net hy nie, mense soos hy, vir my om die reg te hê vandag om iets te sê om jy weet wat op my hart is, die reg van vryheid, die reg van demokrasie. Net weer daaraan te dink en net te dink hoe respekteer ek dit en is ek verantwoordelik met hierdie vryheid wat gekom het wat hulle voor 'n prys betaal het. So vir my is dit jy weet vandag is net jy weet die slegste situasie, uit die slegste situasie kan daar die beste ding gebeur en mense moet dit onthou. Jy weet ek mense kry finansiëel baie swaar in Suid-Afrika, die meeste mense. Ek dink baie van ons wat hier sit vandag nie, maar baie mense kry baie swaar en dit is net om 'n ander persoon weer, jy weet hy het altyd vir mense hoop gegee. Elke keuse wat hy gemaak het daai hoop gereflekteer. So ek sê ek haal hom baie aan en dis nou in Engels wat ek dit gaan sê is but let your choices always reflect your hopes, not your fears. En dit is iets wat my bybly en wat ek elke dag probeer toepas. Jy weet as ek in 'n situasie is waar ek baie kwaad is, dan dink ek altyd wat is my hoop? Jy weet wat se hoop het ek wat vir die toekoms en reflekteer ek dit. Soos wat jy nou hierso sit, ons het op 'n groot kruispunt gestaan verlede jaar in Suid-Afrika met die algemene verkiesing. Het jy hoop vir ons land hoe ons nou hier sit en hoe jy wil sien die pad wat ons nou gaan stap? Ek dink daar is hoop. Ons bly nog steeds in die mooiste land. Ek was al op elke hoek van hierdie aardbol gewees. Ons bly in die mooiste land op aarde. Ons bly in ons is so ryk aan tradisie en aan kultuur in Suid-Afrika en dit is so mooi om dit deur buitelanders se oë te sien want jy word herinner van hoe spesiaal hierdie land is. Ons het politieke uitdagings, maak geen fout nie. Maar jy weet mense in die nuus soos julle is oorweldig deur die nuus. Daar's baie mense buite wat nooit 'n koerant lees nie en hulle is baie happy hoor. En ek sê nie mense jy moet lees, jy moet weet wat in jou land en om jou aangaan. Maar is net jy weet die normale mense in Suid-Afrika wil almal dieselfde ding hê en ons moet daai find the similarities rather than what sets us apart. So ons moet daarop fokus en ek dink ons het 'n baie goeie toekoms. Ons is op die regte plek, presies waar ons moet wees nou as 'n land, voel ek en ja, baie optimisties, hoor, baie. Sou Madiba trots gewees het waar ons nou staan in 2025. Hy sou baie trots gewees het. Hy sou definitief baie trots gewees het dat mense bereid is om saam te werk, die meerderheid mense. En hy sou, jy weet, geïnspireer gewees het dat ons mense van alle oortuiging toelaat en inlaat om tot oplossings te kom in Suid-Afrika. Net om ons het nog 'n vraag hier voor ons afsluit. Baie dankie. Ek sê dat dis lekker om na jou te luister. Ek dink jy inspireer. Ek wil dankie sê daarvoor. Ek luister na hoe jy Madiba beskryf en ek dink ons almal gaan ook weg hier nog steeds met vrae. Ek hoor net wat 'n volledige mens was sy. Nie perfek nie. Ek dink daar bestaan nie so ding soos perfek nie, maar daar kan ons volledig wees met al ons letsels, met die skades en skandes. Maar iewers in elkeen van ons is daar 'n geestelike diepte wat 'n mens nodig het. Ons is nie net fisiese mens nie, ons is emosionele mens, ons het siel. Kan jy vir ons iets sê oor waar Madiba sy geestelike diepte gekry het? Want vir iemand met sy geskiedenis so lank alleen, moes daar iewers 'n geestelike krag, 'n reus ontstaan het. En ek sal graag wil hoor of daar ietsie is wat jy vir ons daaroor wil sê. Dankie meneer, u praat baie mooi Afrikaans. Ja, ek dink ek moes dit vir myself ook uitmaak. As ek vir hom gevra het oor godsdienst of oor geestelikheid, dan hy het my gesê jy's te jonk, ek gaan dit nie met jou bespreek nie. Of hy het gesê, jy weet, dit is 'n baie persoonlikheid, dit beskou geestelikheid is 'n baie persoonlike ding en hy wou nooit iets sê wat iemand sou afronteer nie. So hy het weggebly om oor godsdienst en geestelikheid te praat, maar
Ek het daarna gekyk as 'n buitestander. Hy was ontsettend spiritueel geweest. Hy het hierdie diep kalmte in hom gehad en dit is iets wat kom met tyd en ouderdom dink ek. En ook die stryd wat hy teen homself gevoer het in die tronk. Ek dink jy gaan deur 'n tyd in die tronk wat jy dink my God het my verlaat. Hoekom is ek nog hier? En dit is heeltemal normaal en natuurlik dink ek om deur so iets te gaan. Hy was 'n lid van die Methodiste kerk geweest en hy het baie kerk toe gegaan. Dit is deel van die tradisie en sy grootwordjare was die Methodiste kerk en ek dink dit het die fondasie gelê vir hom. So alhoewel hy nie jy weet daaroor gepraat het nie, dink ek tog dit is daai geestelike jy weet 'n standvastigheid wat gekom het van 'n jong ouderdom af. En hierdie stryd wat hy in die tronk gehad het om homself regop te hou en nie hoop te verloor nie. Kyk, ek dink ook die feit dat hy 'n bokser was voor hy tronk toe is het gehelp, want daai dissipline is mos dan in jou ingedrul en daai absolute beheer oor jou kop en jou hart en alles en jou emosies dit het alles so saamgewerk dink ek. So jy weet hy het in later jare het hy altyd vir my gesê of baie keer sou hy vir my sê, you know I miss prison. Dan sê ek moenie dit sê, moenie dat mense dit hoor nie, dis nie baie mooi nie. En dan lag hy vir my, dan sê hy, no, I mean, I miss having the time to think. En weet jy, ek kyk na myself, as ek 2 minute iewers het, wat ek sit en wag en gryp ek my selfoon. Ek dink nie meer, ek sit nie meer, ek kan nie meer, my hande moet besig bly, so ek kan nie meer sit en net dink nie, en dit is iets wat vir hom verskriklik belangrik was, is dat hy tyd elke liewe dag gehad het, om net te sit en dink. En baie mense sal sê, hoekom sit jy net? Wat sit jy so? Mense, ons moet dit almal weer leer doen, want die slimfoon het heeltemal ons lewens oorgeneem. Maar dit was 'n baie belangrike ding, en ek dink is vir daai geestelike standvastigheid, is tyd baie keer net nodig. Gaan stap elke dag net 'n entjie, of as jy nie kan, jy sit net. Baie dankie Zelda. Op daai noot gaan ons afsluit Zelda. Jy het nou baie gepraat oor hoop en ek dink baie van ons hoop is daar nog 'n derde boek in jou wat ons gaan sien in Ek gaan ons nou nog 'n boek, maar hierdie keer gaan dit 'n roman wees. 'n Hygroman. Nee, nie regtig nie. Niks oor maar die ek wou net sê 'n hele ander tema. Nee, hier is fiksie, hoor. Soos 'n vriendin van my sê dis wat het sy gesê, sy het in Engels gesê, dis 'n non-fiction novel. Dus sê ek vir dis 'n oksimoron of iets, maar sy het so 'n snaakse term gebruik. Nee, ek gaan nou skryf oor skepe, oor mense op skepe, want daar's hierdie interessante stories van mense. Ek het eendag iemand ontmoet, 'n man, en hy sit so by my, hy sê vir my, ja, I've got 30 guns at home, natuurlik is Amerikaans, 30 guns. Ek sê, okay, hy sê, and 30,000 rounds of ammunition. Ek sê, okay, do you expect a war? Hy sê, no, it's just a hobby. Jy weet, daar's hierdie ongelooflike stories van mense, en ek gaan nou 'n storie skryf want daar's baie ryk mense, né? Kyk jy, die Amerikaners op daai skepe, die diamante is so groot. Ek gaan nou 'n storie skryf van al hierdie crime, en daar word iemand doodgemaak op die boot, en baie interessant, so lekker, net 'n lekker storie. Die Duitsers, ja, ons ken hulle, ja. Jy ken hulle. Jy spandeer, want hulle het ons vertel, hoe kan jy iemand dissolve, ja. Ja, dis nou laat in die nag wat jy te veel sulke praatjies praat, te veel drankies, ja. Ons sien baie uit na daai boek Zelda, en jy spandeer meer tyd op water as op land deesdae, so jy het baie inspirasie om uit te put. Dankie, baie dankie Mia, dit was 'n baie lekker gesprek, altyd baie spesiaal om saam met jou te wees. Theo, baie dankie dat jy my op die program geset het ter ere van professor Gerwel. My ma sê ek moet net so nou en dan so maak om seker te maak daar's nie vinne tussen my vingers nie. Baie dankie Henriette vir julle bydrae ook. Dankie dat jy almal hier was. Dankie Zelda.